Ons het die afgelope week saam gereis op hierdie Pinksterpad. Ons het begin by Hemelvaart, waar ons gehoor het, Hemelvaart beteken nie, dis nou die einde nie. Dit beteken nie, Jesus is nou weg nie, maar dis 'n nuwe begin. Jesus moes opgevaar het, nie om te verdwyn nie, maar hy moes gaan, sodat hy op 'n nuwe manier teenwoordig kan wees in my en jou lewe. Toe het ons gesels, verlede Sondag, oor hoe die Gees uitgestort is. En die Gees is nie uitgestort, sodat ek en jy net die heeltyd hierdie geesvervulde oomblikke kan hê vir onsself nie, maar ons het gehoor, die groot ding wat die Gees ook doen, is die Gees stuur vir my en jou uit. Nie om mense te wees met al die antwoorde nie, maar net mense wat getuig van wat ons self sien en beleef in ons eie lewe. Nie om ander mense se teologie te gaan verander nie, maar net om teenwoordig te wees in my eie lewe, in ander mense se lewe. Toe het ons gesien maandag aand, ons het gepraat oor bekering, hoe die Gees ons harte kom verander en bekering is nie hierdie skuldgevoel nie, maar is werklik hierdie uitnodiging tot 'n sinvolle lewe. En Koenie het die belangrike vraag gevra, het ons werklik ons hart vir die Here al gegee? Kyk ons werklik met die Here se oë na hierdie wêreld? Toe het ons Dinsdag gesels oor hoe lyk 'n gemeente wat vriendelik is, wat oop is, wat mense innooi. En Woensdag het ons gesels dat selfs al wil ons nie uitgaan nie, die Here tog 'n manier vind om ons uit ons gemaksone uit te kry en ons uit te stuur. Om ons eintlik maar in ons gemak te kom ontwrig. En toe het ons Donderdag aand gevra, nou, hoe is dit hoe die Here hierdie gemeente wil gebruik? Hoe wil hy vir my en vir jou wat hier sit uitstuur? Hoe wil hy vir ons as gemeente met ons geboue en alles gebruik? En ons het 'n paar interessante terugvoering gekry. En dalk voel jy na al hierdie temas, na al hierdie woorde, na al hierdie dinge wat ons nou gesê het, voel jy vanoggend, weet jy Melissa, ek hoor dit, ek verstaan dit, maar ek is nog nie seker nie. Dalk voel jy, weet jy, ek hoor hierdie woorde, gaan, getuig, nuwe harte, roeping, maar weet jy, deur die week werk ek heeltyd, dan kom ek by die huis, en dan sit net kinders aandete in huis, naweke is die enigste tyd wat ek vir myself het, waar moet ek nog tyd kry om te gaan getuig? Waar moet ek eers begin? En dis op daardie noot wat ek juis vandag Pinkster mee wil afsluit. Want Pinkster is nie nou, ons het Pinkster week gehad en nou sê, okay, daar gaan julle nie, julle moet nou gaan en doen nie. Ons het nou alles vir julle gesê wat julle nou moet weet, daar is die deur. Dis nie wat hier gebeur vanoggend nie. Pinksterfees is eintlik hierdie belofte wat sê, as jy nie kan nie, sal die Gees jou dra. As jy nie kan nie, sal die Gees vir jou geleentheid gee in jou lewe, mense oor jou pad bring. As jy nie sterk genoeg voel nie, as jy swak voel, die Gees sal jou versterk. As jy voel jy weet niks, die Here sal vir jou wys. Vandag sluit ons af met eintlik die hart van Pinkster. Nie dat ons nou alles in ons eie krag moet gaan doen nie, maar die besef dat die Gees self in ons swakheid by ons is. En die krag wat die wêreld gaan verander, is nie nou net ek en jy nie. Ons slim plannetjies, ons wat perfekte mense is nie. Die krag wat die wêreld gaan verander, is die werk van die Heilige Gees. En ek en jy moet net geleentheid gee vir die Gees om sy werk te doen. Ons het hierdie week baie uit Handelinge uitgelees en ek wil weer eens 'n oproep doen om te sê,
gaan lees Handelinge. Dis 'n interessante boek. Daar's verskeie verhale van mense wat eintlik doodgewone mense is, soos ek en jy, wat dalk ook nie eers gedink het hulle sal kan getuig nie, en daar is hierdie hele beweging van kerk. So gaan lees dit. Maar wat ek vanoggend vir julle na julle aandag toe wil bring is, ons het hierdie week en met Hemelvaart baie gelees uit Handelinge 1 uit, en Jesus het voor hy opgevaar het na die hemel, het hy vir sy disippels gesê in Handelinge 4, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly en wag op die gawe wat die Vader beloof het. Want Johannes het met die Gees het met water gedoop, en binnekort gaan julle met die Heilige Gees gedoop word. So wat interessant is van daardie teks, is Jesus sê nie hier vir sy disippels, okay, ek het nou vir hoeveel jaar saam met julle gestap, ek het julle nou gewys, ek het julle nou geleer, gaan uit en wees my disippels nie. Dis nie wat Jesus vir hulle sê nie. Jesus sê vir hulle, wag eers, ontvang eers die Gees, en dan gaan jy uit. En hierdie wag op die Gees is nie hierdie wag en sit en doen niks nie. Hierdie wag is hierdie wag met 'n verwagting. Dis 'n wag wat bely, Here, as ek kan eintlik nie hierdie alleen doen nie, as U nie U Gees stuur nie, dan is my planne maar net planne. En toe kom die Heilige Gees, toe word die Gees uitgestort. Daar's vuur, nie net op die mense se koppe nie, maar ook in hulle harte. Daar's beweging, woorde, moed, liefde, krag, en hierdie gewone mense begin buitengewone dinge doen. En dalk is dit dat jy al hierdie week alles gehoor het wat jy moet hoor, net soos hierdie disippels, maar jy is nog steeds nie seker. Jy voel onseker, jy wil glo, jy wil dien, jy wil getuig, maar jy weet net nie hoe nie. Jy voel nie sterk genoeg nie, nie goed genoeg nie, nie seker genoeg nie. En weet jy, dis reg. Voel dit. Pinkster vra nie van jou om sterk te wees nie. Ek dink nie daai disippels het met sekerheid daar binne gesit en wag nie. Ek dink hulle was ook maar net so onseker. Bang. O, jene, het ek genoeg geluister vir Jesus toe hy hierdie en hierdie verduidelik het. Ek weet eintlik nou nie of ek kan uitgaan nie. Ek dink regtig dis hoe hulle gevoel het. Pinkster vra nie van ons om sterk te wees nie. Dit sê nie jy moet reg wees, seker wees en gereed wees nie. Pinksterfees kom sê vir ons, wanneer jy swak is, sal die Gees vir jou instaan. Wanneer jy swak is jy juis oop vir die Gees. Ons lees dit in Romeine 8, vers 26, waar dit sê, die Gees staan ons in ons swakheid by. Nie in ons sukses nie wanneer dit goed gaan en sterk voel nie, maar juis in ons swakheid. En ek dink dis waar ons vandag op moet fokus. Dis hier waar ons gaan dieper moet kyk. Want ek dink ons almal het al gebid en sê, Here, gee my krag. Dalk het jy hierdie week gebid, Here, gee my krag, want ek weet nie hoe ek 'n getuie kan wees nie. Ek het altyd nog maar hierdie gedeelte van die Bybel probeer vir my. En dalk sit jy hier, jy het al vir krag gebid, maar jy voel nie sterker, jy voel nie soos 'n persoon wat nou berge kan versit nie. Jy voel nog steeds broos, soos mens, moeg. En ek dink nie ons probleem of die fout lê by ons gebed nie. Ek dink die probleem lê by ons verstaan van krag. En dit bring my vandag by ons teksgedeelte. En ek gaan nie vir ons baie verse lees nie, dis letterlik net hierdie een vers. Want hierdie een vers sê vir ons klaar so baie. Die vers sê, en die hoop beskaam nie. Ek en jy kan hoop hê. Die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. God het sy liefde in ons harte uitgestort toe hy vir ons die Heilige Gees gegee het. Hierdie teks sê nie God het sy krag in ons harte uitgestort nie. Dit sê dit het sy liefde gegee. Die liefde is die krag.
ek en jy, as ons wil uitgaan om te getuig, het ons nie krag nodig nie, ons het liefde nodig. Liefde vir mense, liefde vir die wêreld, liefde vir myself, liefde vir God. En dis nie 'n abstrakte, vrome liefde nie. Dis 'n soort liefde wat bly wanneer ander mense pad gee. Dis 'n soort liefde wat stil luister wanneer jou woorde eintlik maar net opraak. Dis 'n liefde wat 'n hand op 'n skouer sit wanneer jy nie meer weet wat om te sê nie. Dis 'n liefde wanneer jy brood breek saam met iemand wat jy nie ken nie. Dis 'n liefde waar jy saam met iemand sit en huil en nie probeer om hulle probleme vir hulle op te los nie. Dis 'n liefde wat sê, Here, ek kan nie, en die Gees fluister in jou oog, toe maar, ek kan. Die krag van Pinksterfees lyk nie soos mag nie. Dit lyk soos liefde, soos Jesus, soos die kruis, soos 'n leë oop graf. En hierdie liefde wat God vir ons gee, hierdie liefde wat uitgestort word in ons harte, verander iets binne in ons. Ons binneste word vernuwe. Ons harte word sag, ons oë word oop. Ons kyk anders na mense, ons kyk anders na onsself, ons kyk anders na die wêreld. Waar ons dalk voorheen met oordeel en vrees gekyk het, kyk ons nou met deernis, met hoop en met liefde. Want die Gees kom verander ons harte van klip in harte van vlees. Kom verander dit in harte wat lewend is. Ek wil sê voelend is, maar voelend voel nie vir my soos 'n woord nie. Vol genade is. Dit is die wonder van Pinkster. Dat die Gees uitgestort is, nie net op mense se koppe eendag in die verlede nie, maar in ons harte elke dag, selfs nog vandag. Die liefde wat die Here in ons harte vir ons gee, lyk soos krag, want dit lei ons. Dit lei ons om anders te leef, om anders te kyk, om nie verby mense te wees nie, maar om teenwoordig te wees in ons eie lewe en om mense raak te sien. Dit is die krag van Pinksterfees en dit is die uitnodiging van vandag en dis waarmee ons Pinksterreeks wil afsluit. En miskien is dit presies hier waar ons moet eindig. Nie by alles wat ons nou moet gaan doen nie. Maar dalk moet ons net hier stop. By die liefde. Die liefde wat in jou hart gestort is. Ek wil jou weer terugvat na daai woorde wat Jesus vir sy disippels gesê het. Wag eers tot jy die Gees ontvang. En miskien is ons grootste geloofsdaad nie net om uit te gaan en te gaan doen nie, maar om te wag dat die Gees ons harte sal vul met liefde. Wag dat die Gees ons wys wat die regte geleentheid is. Wag dat die Gees die regte persoon oor ons pad stuur. Miskien is dit vir ons om te wag in ons swakheid, ons sekerheid, ons moegheid. Miskien is dit om oop te bly, om teenwoordig te bly, om waaksaam te bly vir wat die Gees in ons lewe wil kom doen. En dalk is dit nou so 'n oomblik dat ons saam sal sit en bid, saam oop sal wees, saam sal kyk, want ek is oortuig daarvan, die Gees is klaar besig om in elke een van julle se lewe iets te kom wys. Die Gees is klaar besig om iets in elke een van julle se lewe te kom verander. Die Gees is klaar besig om julle harte sag te maak vir 'n bepaalde situasie, vir 'n bepaalde persoon in jou lewe. Dit is die krag van die Gees. Dit is die krag van liefde. Vir my en jou om uit te gaan en te getuig, het ons nie krag nodig nie, ons het liefde nodig.
En dit is die wonder van Pinksterfees, want ek en jy ontvang daardie liefde. Daardie liefde word in ons lewe, in ons harte, ingestort, soos hierdie reën nou hier buite val. En op daardie noot is dit eintlik so gepas om dan oor te gaan nagmaal toe. Want hierdie is 'n liefdesmaal. En ek en jy word uitgenooi na hierdie tafel toe. 'n Plek, 'n tafel waar ons nie hoef sterk te wees nie. Nie hoef te perfek te wees nie. Maar waar ons met ons swakheid kan kom. Hierdie tafel is vir die wat moeg is, soekend is, getrou is, wat dalk twyfel. Dis vir elkeen wat weet, ek kan nie alleen nie, ek het die Here nodig. En dis presies wat ons vanoggend met Pinkster vier. Dat die Gees ons in ons swakheid bystaan. Hy vra nie van ons om eers reg te wees voor ons nagmaaltafel toe kom nie. Hy vra nie eers van ons om reg te wees voor ons uitgaan nie, of sterk te wees nie, want hy het homself gegee. In die brood en in die wyn kom voed hy ons, kom versterk hy ons met sy liefde. En dit is hier aan die nagmaaltafel wat ons iets van daardie liefde sien, hoe dit lyk. Dit lyk nie soos mag nie. Dit lyk soos gebreekte brood. Dit lyk soos 'n beker wat omgestuur word en almal deel daaraan. Dit lyk soos God wat iets van homself gee. Dis hoe liefde lyk. 'n Liefde wat bly, 'n liefde wat dra, 'n liefde wat verander. En soos ek en jy vanoggend hierdie nagmaaltekens gaan gebruik, wil ek jou uitnooi om dit nie net te ontvang nie. Maar ek wil jou uitdaag om bewus te word van die Gees ook. Die uitnodiging wat daar is van die Heilige Gees vanoggend. Dat ons oë sal oopgaan. Dat ons harte sal sag word, dat ons lewe sal oop wees vir die mense rondom ons, vir God, vir onsself. So ek nooi jou om saam met my vanoggend aan hierdie tafel te kom sit. Alles is gereed. Jy hoef niks te doen nie. Jy moet net jouself bring. So ek nooi jou uit. Kom kry die tekens. Dis net sap en brood. En wanneer jy dan gesit het, dan sal ek vir ons hierdie liefdesmaal instel.
Het almal tekens? Hy kyk hoe mooi fokus hierdie man. Hierdie liefdesmaal vir oggend kom nooi jou uit om net soos jy is, hierdie tekens te ontvang, maar ook om bewus te word van die Gees en wat die Gees in jou lewe kom doen. Die eerste teken is die teken van die brood, Christus se liggaam wat gebreek het, sodat ek en jy vergewe kan word, sodat ek en jy kan sien dat die Here in ons gebreekte lewe ook teenwoordig is. So wanneer jy vanoggend die brood neem, word weer eens bewus dat die Here jou vergewe, jou sondes, en dat hy jou hart stort met liefde. So neem, eet en dink daaraan. Die volgende teken is die teken van die wyn, in ons geval sap, waar Christus se bloed gevloei het. Mag hierdie sap vanoggend, soos dit, ek wil sê afgaan, dat jy sal voel hoe die Gees ook iets in jou lewe kom verander. Hoe die Here teenwoordig wil wees in jou, deur jou. So die bloed wat gevloei het, is ook vir ons 'n teken van ons vergifnis. Maar is ook die teken dat die Here is nog nie klaar met ons nie. So neem en drink en dink aan dit. Kom ons bid saam. Here, ons kom nie met hierdie sterk woorde en sekerheid na U toe nie, maar ons kom eintlik net soos ons is. Sommige van ons onseker, ander verlangend, ander moeg. Here, maak ons waaksaam, oop, gereed om U teenwoordigheid in ons lewe te sien en te ontvang. Here, leer ons om te wag, nie passief nie, maar met hierdie verwagting, nie omdat ons niks het om te doen of te gee nie, maar omdat ons weet dat U alles gee wat ons nodig het. In ons swakheid, Here, wys U vir ons iets heiligs. Dat U krag nie hierdie iets is wat grootheid in ons lewe bring nie, dat ons ewe skielik hierdie bo-natuurlike krag nie, maar dat dit net 'n oop hart is. U krag word sigbaar in liefde. Die liefde wat stil dra, wat sag praat, wat eenvoudig net teenwoordig is.
Vul ons met daardie liefde, sodat ons nie net getuies sal wees van die krag nie, maar draers van u teenwoordigheid in hierdie wêreld wat soms so dors is na hoop. Dankie Here dat ons weet dat met hierdie Pinksterfees beteken dit dat u Gees uitstort in ons en ons is nooit alleen nie, ons is altyd in u teenwoordigheid en in u krag. So werk in ons, om ons en deur ons. En Here, mag u mense oor ons pad stuur, geleenthede waar ons eenvoudig net teenwoordig kan wees en vertel wat ons in ons eie lewe sien en ervaar van u. Ons bid dit alles in u naam alleen. Amen. Ek wil hê ons moet afsluit met ons temalied. Hierdie is die lied wat ons elke aand met Pinkster gesing het. Dis 'n lied wat sê, Gees, hou aan werk in ons. Ons kan nie hierdie doen sonder u nie. So kom ons staan en ons sing hierdie lied met volle bors, want die Gees werk in ons, deur ons en om ons.